Hartlike goeiemôre aan elkeen. Ek groet u in die naam van ons koning en ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Baie welkom by die huis van die Here en baie dankie vir die kerkraad wat vir my hierdie geleentheid gebied het om ook vanoggend hierdie boodskap met u te kan kom deel. Ek vra dat u asseblief u oë sal sluit. Laat nou die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Liewe vriende, ons gaan nou staande saam sing die openingslied, Halleluja lied 315, strome van seën van bowe. En ek hou graag vir julle die 3de vers voor, wat sê, strome van seën van bowe, Here, laat hulle vloei in elk oord. Skenk die beloofde verkoking, kom en bevestig u woord. Hartlik staande saam, Halleluja lied 315. Liewe vriende, ek gaan vir ons die wet voorhou vanuit Eksodus 20 vers 1 tot 17 en dit lees as volg. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van jou vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie,
nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets van jou naaste nie. Ek gaan nou vra dat ons staande saam die belydenis van ons geloof aflê, so saamgevat in die 12 artikels van ons ongetwyfelde algemene Christelike geloof. Elkeen spreek in sy of haar hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons wil sing van al u liefde, in u waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie, amen, bly my hart getuig. Vriende, ek gaan vir ons saam lees vir uit Genesis 24 vir die van julle wat Bybel saamgebring het, Genesis 24. En ek gaan vir ons saam lees vanaf vers 1 tot vers 38 is 'n redelike lang skriflesing vanoggend. Genesis 24 en ek lees vir ons saam vanaf vers 1. En Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis wat opsig gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete, onder wie ek woon nie, maar dat jy na my land en na my familie sal gaan, om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Toe sê die dienaar vir hom, miskien sal die vrou my nie wil volg na hierdie land nie. Moet ek die seun dan maar terugbring in die land waaruit u weggetrek het? En Abraham antwoord hom, neem jou tog in ag dat jy my seun nie weer daarheen bring nie. Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal. Maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is jy ontslaaf van hierdie eed aan my. Jy moet my seun net nie weer daarheen bring nie. Toe lê die dienaar sy hand onder die heup van Abraham, sy heer, en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak. En die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerhande kosbare goed van sy heer by hom. Hy het klaargemaak en na Mesopotamië, na die stad van Nahor getrek. En hy het die kamele laat neerkniel buitekant die stad by 'n punt teen die aand, teen die tyd dat die vroue gaan uitgaan om water te skep, en gesê, Here God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Laat dit nou tog gebeur. As die dogter aan wie ek sal sê,
Hou tog jou kruik, dat ek kan drink. Antwoord, drink, en ek sal ook u kamele laat drink. Dan is sy dit, wat u bestem het vir u knegt Isak, en daaraan sal ek weet, dat u guns aan my Heer bewys het. Hy het nog nie klaar bespreek nie, of daar kom Rebekka uit, wat vir Beteel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is, met haar kruik op haar skouer. En die dogter was baie mooi van aansien, 'n jong meisie, en geen man het haar beken nie. En sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê, laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord, drink my Heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep, en vir al sy kamele geskep. En die man het haar stil swygend betraag om te weet, of die Here sy weg voorspoedig gemaak het, of nie. En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n half sikkel in gewig, en 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. En hy sê, wie se dogter is jy? Vertel my tog, is daar plek vir ons in die huis van jou vader om te vernag? Toe antwoord sy hom, ek is die dogter van Beteel, die seun van Milka, wat sy vir Nahor gebaar het. Verder sê sy vir hom, daar is ook strooi en voer in oorvloed by ons, ook plek om te vernag. Toe buig die man hom neer en aanbid die Here met die woorde, geloof sy die Here, die God van Abraham, my Heer, wat sy goedertierenheid en sy trou aan my Heer nie onttrek het nie. Wat my aangaan, die Here het my op die weg gelei na die huis van die broers van my Heer. Daarna het die dogter geloop en in die huis van haar moeder vertel van wat daar gebeur het. En Rebekka het 'n broer gehad met die naam van Laban, en Laban het uitgeloop na die man by die fontein. Want toe hy die ring en die armbande aan die hande van sy suster sien en die woorde van sy suster Rebekka hoor, naamlik, so het die man met my gespreek, het hy na die man gegaan, terwyl hy nog daar by die kamele, by die fontein, en gesê, kom in, geseënde van die Here, waarom staan jy buitekant terwyl ek die huis reggemaak het, en ook plek vir die kamele? En die man het in die huis ingekom, die kamele is afgesaal, en vir die kamele is strooi en voer gegee, en water om sy voete te was, en die voete van die manne, wat by hom was. Daarop het hulle ete voor hom neergesit, maar hy het gesê, ek sal nie eet, voordat ek my saak voorgedra het nie. En hy antwoord, spreek maar. Toe sê hy, ek is die dienaar van Abraham, die Here het my Heer baie geseën, sodat hy groot geword het, en aan hom kleinvee en beeste, silwer en goud, slawe en slavinne, en kamele en esels gegee. En Sara, sy vrou, die vrou van my Heer, het vir my Heer 'n seun gebaar, nadat sy al oud was, en hy het aan hom alles oorgegee wat hy besit. En my Heer het my laat sweer en gesê, jy moet vir my seun geen vrou neem uit die dogters van die Kanaaniete, in wie se land ek woon nie. Maar jy moet gaan na die huis van my vader, en na my geslag, en vir my seun 'n vrou gaan haal. Net so ver uit die lieflike woord van ons Here. Ek gaan vir die mans vra om te staan asseblief. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. O Here, ons hemelse Vader, wat se voorreg is dit nie weer eens om vanoggend hier by u huis te kan kom vergader nie. Vader, ek wil u dank vir elkeen wat die tyd uitgekoop het om vanoggend hier te wees. Vader, ons bid vir hulle, ons bid vir elkeen se hart, dat dit ontvanklik sal wees vir die woord, en selfs vir ander wat dalk inluister en dit nie kan maak om hier te wees nie, Vader. Vader, ons bid dan vir hierdie gemeente spesifiek, hier in Springs. Vader, hierdie gemeente het 'n groot taak in hierdie omgewing, in die gemeenskap om te verrig,
En daarom kan ons net vra dat U ieder en elke persoon sal toerus vir die werk waarvoor U hom geroep het, sodat hy sal kan uitgaan en dit kan doen en daarmee sal volhou totdat daardie taak eendag voltooi is. Vader, ek kom dra elke persoon wat op die siektelys is aan U op. Ons het vanoggend gehoor dat hierdie persone 'n ernstige gebed nodig het omdat hulle baie siek is, ernstig siek is. En ons kom vra vir U om asseblief vir ieder en elkeen van hulle persoonlik aan te raak. Dat U vir hulle die genesing sal gee wat U vir ons bewerk het toe ons Here Jesus Christus daar aan die kruis gesterf het. Vader, asseblief raak hulle aan, maak hulle gesond, genees hulle volkome. En Vader, dat hulle ook sal kan terugkom en weer in hulle plek hier op hierdie banke kan kom sit. Vader, ek kom dra die kinderbediening aan U op. Ons weet is nou vakansie, maar hulle sal weer binnekort inval. En Vader, hierdie kinders wat die toekoms van die gemeente is, ons kom bid vir hulle. Want Vader, daar by die skole waar hulle elke dag is, waar U nie meer toegelaat word nie, as gevolg van hierdie land van ons, maar dis ook 'n trend reg oor die wêreld, en ons kom bid, dat op een of ander manier U deur hulle en met hulle ook sal werk, en dat hulle by hulle skole nie beïnvloed sal word deur al hierdie valse leringe en goeters wat hulle geleer word, wat so verkeerd is, en dat dit nie sal posvat in nie, maar dat hulle die onderskeidingsvermoë sal hê om te weet wat is reg en wat is verkeerd, maar dat selfs hulle gedrag sal afsmeer op die ander maats by die skool, en dat hulle ook hulle maats sal kom nooi om hier by die sonnaskool in te val. Vader, ek bid vir elke onderwyser by die sonnaskool. Vader, dat hulle U sal soek elke keer voor hulle les aanbied, dat hulle sal spreek met elke kind, en Vader, dat hulle daardie kinders se lewens 'n impak sal maak. En hulle uit ondervinding, uit myself uit, sien jy nie daar altyd die vrug raak vir dit wat jy doen nie. Maar Vader, ek het ook al gesien dat lank na die tyd daardie saad ontkiem en dat dit wel 'n impak op daardie kinders se lewens maak. Vader, ons vra dan nou ook dat U hierdie gemeente ryklik sal seën op alle gebiede. Is dit nou in vir 'n toekomstige herderspaar wat hulle graag wil hê, Vader, in hulle finansies, in enige ander saak, enige ander bediening hierso. Ons bid en ons vra U ryklike seën en U ondersteuning aan ieder en elkeen. Vader, ons dra nou hierdie geleentheid aan U op en ons vra dat U van bank tot bank sal loop en by elkeen sal stil staan. En ons bid dit alles met dank in Here Jesus se naam. Amen. Nou, liewe vriende, ek rig graag julle aandag op Genesis 24 vers 2, daardie gesee gedeelte, tot en met vers 4, en dit lees as volg: Lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie, maar dat jy na my land en na my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem. En nou vanuit hierdie gedeelte dan my tema afgelei, en dit is die dienaar se sending. Die dienaar se sending. Nou Genesis 24 is die langste hoofstuk in die boek Genesis. En nou hierdie verhaal vertel van ons van hoe 'n man sy vrou gekry het. Nou as ons na die skepingsverhaal in Genesis 1 kyk, dan beslaan dit slegs 31 verse. Maar hierdie verhaal van hoe 'n man sy vrou kry, beslaan 67 verse. Nou dit is 'n baie belangrike onderwerp, maar daar is 'n vraag en dit is verdien hierdie gedeelte werklik waar soveel ruimte? Nou een rede wat ek vir julle kan noem, is dat hierdie hoofstuk die belangrikheid van afsondering beklemtoon. Abraham maak dit baie duidelik dat sy seun Isak nie met 'n Kanaanitiese vrou mag trou nie. As ons verder in die Bybel lees, dan sien ons later dat Moses nie vir die Joodse manne toegelaat het om met enige heidense vrou te trou nie. En ons kan daarvan lees in Deuteronomium 7. As ons in die Nuwe Testament kom, dan is dit baie duidelik dat geen gelowige met 'n ongelowige mag trou nie.
En dit lees ons in 2 Korintiërs 6. Hierdie is 'n uiters belangrike saak, en daarom het Abraham sy getroue dienaar op 'n sending gestuur, om vir sy seun 'n bruid te gaan soek. Nou, hoewel hierdie gebruik laat ouers vir hulle seuns vrouens sou kies, nie meer vandag toepaslik is nie, geld die beginsels van hierdie getroue diensknegt van die Here nog steeds vir ons. Wanneer Abraham vir sy dienaar sê om sy hand onder sy heup te lê, dan dien dit as 'n teken van hierdie eed wat hierdie dienaar aan hom moes aflê. Genesis 47 vers 29, in die gedeelte maak Jakob van presies dieselfde teken gebruik, wanneer hy Josef laat sweer, dat hy hom nie in Egipte land sou begrawe, as hy tot sterwe sou kom nie. Die teken bind die persoon aan hierdie gelofte wat hy aflê, totdat daardie opdrag eendag uitgevoer is. Nou vanuit ons geleesde gedeelte sien ons dat Abraham 'n geweldige moeilike, maar 'n uiters belangrike taak op hierdie skouers van sy dienaar plaas. Hierdie dienaar moes na Mesopotamië gaan om vir Abraham se seun Isak 'n vrou te gaan soek. Hierdie dienaar moes na 'n ver vreemde land reis. Dit was ongeveer 700 kilometer en so 'n reis sou in daardie tyd ongeveer 2 maande lank duur. Nou Abraham was 'n baie ryk man. Hy was die Elon Musk van sy tyd. En die dienaar was die rentmeester van elke dingetjie wat sy dienaar besit het. Dit sluit al die hulpbronne in en dit sluit ook selfs die personeel wat vir Abraham gewerk het in. En hierdie dienaar lees ons ook van in Genesis 15 en sy naam is Eliezer. En toe hierdie dienaar hierdie opdrag gekry het, was hy al reeds ongeveer 85 jaar oud. Nou ons kan uit hierdie teksgedeelte aflei dat hierdie dienaar Abraham op 'n onbaatsigtige en 'n nederige wyse gedien het. Ons sien ook in hierdie verhaal van 'n vader wat vir sy enigste seun 'n vrou soek. En dit is ook 'n teken van Christus en die kerk. Dis 'n tipe. In Matteus 22 beeld ons die Here Jesus hierdie gedagte baie mooi uit deur 'n gelykenis wat hy vertel. Hy sê in vers 2 en 3: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Nou nadat die koning sy diensknegte weer uitgestuur het na hierdie genooides, het hulle mishandel en hulle begin doodmaak. Maar hierdie koning het toe besluit, nou stuur ek hierdie diensknegte uit na die heidene toe. Ons lees in Matteus 22 vers 9 waar die verhaal verder aangaan, dan staan daar: gaan dan na die kruispaaie, nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Nou net soos met die dienaar van Abraham, word ons as geroepenes die opdrag deur die Here gegee om as sy diensknegte verlore sondaars te gaan soek, sodat hulle deel van hierdie bruid van Christus kan word. Ons moet dus ook bereid wees om as gestuurdes getrou ons pligte na te kom. Ons moet dit in geloof doen en ons moet die Here erkenning gee vir dit wat hy vir ons doen. Dit is die Vader se begeerte dat baie as die bruid aan Christus sal voorgestel sal word by die dag met sy verskyning. Nou die doel van vanoggend se boodskap is om hierdie dienaar van Abraham as 'n voorbeeld te gebruik. En dit beeld vir ons 'n paar belangrike aspekte uit wat noodsaaklik is vir hierdie dienswerk waarvoor ons elkeen geroep is. Dit is ook belangrik om daarop te let dat jy sal sien dat hierdie aspekte kronologies op mekaar volg. In 'n mate vloei die een uit die ander. So dit bring ons nou by die eerste aspek waarna ons gaan kyk. En dit is, die dienaar was bereid om te gaan. Genesis 24 vers 9,
Toe lê die dienaar sy hand onder die heup van Abraham sy heer en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak. Nou in die opdrag is hierdie wil van Abraham baie duidelik. Abraham begeer, ons lees dit in vers 4 al, dat die dienaar na sy familie toe sal gaan en dat hy daar vir Isak 'n vrou sal gaan soek. Dit was vir die dienaar 'n eerbare saak wat hierdie Heer aan hom toevertrou het. Maar tog was dit in alle opsigte 'n baie groot verantwoordelikheid. En dit was ook glad nie 'n maklike taak wat hy kon om uit te voer nie. In vers 5 sê die dienaar Abraham, miskien sal die vrou nie my wil volg na hierdie land nie. En dan vra hy, moet ek die seun dan maar terugbring in die land waaruit hy weggetrek het? Nou, daar is altyd onvoorsiene probleme of moontlike negatiewe reaksies van mense waarvan niemand op daardie stadium bewus was nie. Enige iets wat op enige tyd kon opduik. En dan is daar ook hierdie feit dat hierdie dienaar baie ver moes reis. Hy moes hierdie moeilike pad vat om na 'n familie te gaan soek. 'n Familie wat hy glad nie ken nie, wat hy nog nooit van tevore ontmoet het nie. En dan moet hy uit hierdie familie 'n vrou neem vir sy heer se seun, en hierdie vrou moes die regte vrou wees. Dit is ook baie interessant om te sien dat Abraham vir hom in vers 2 gesê het om lê jou hand onder my heup en sweer vir my by die Here. Maar dan doen hy dit eers in vers 9. En dit is 'n teken dat hierdie dienaar baie wys opgetree het. Hierdie dienaar het hierdie opdrag oordink en hy het alle moontlike aspekte oorweeg wat hy te sou kom. Hy het beplanning gedoen daarvolgens. En nadat hy hierdie opdrag ten volle verstaan het en voorbereid was, het hy gesê dat hy bereid is om te gaan. Dit laat my dink aan Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. In hierdie geval het die Here 'n boodskap gehad vir die volk en hy het iemand gesoek wat hy kon stuur na die volk om hierdie boodskap oor te dra. Hy het iemand gesoek wat bereid was om sy hand op te steek en te sê, hier is ek, stuur my. Nou net so gee die Here aan ons 'n opdrag om te gaan. Ons het net soos hierdie dienaar 'n heerlike boodskap om oor te dra. Daar gaan 'n bruilof wees. Dit gaan hierdie huwelik van die erfgenaam, ons Here Jesus Christus wees. En hierdie sal 'n vreugdevolle gebeurtenis wees. Nou soos wat Abraham se dienaar eers met hom gepraat het oor hierdie reis waarop hy moet gaan, so moet ons ook eers die aangesig van die Here soek. Ons moet met hom praat oor enige moontlike gedagte wat by ons kan opkom rakende hierdie saak. Of dit nou iets positiefs is of dit iets negatiefs is, maar ons moet die Here se aangesig soek en dit uitklaar. En dan voordat ons gaan, moet ons presies weet waarmee ons besig is en besig sal wees. Ons moet weet op watter voet ons staan. Want die Here sal aan ons elkeen persoonlik openbaar wat hy of sy moet doen. En daarom kan ons weet dat hy ons in staat sal stel om dit te kan doen waarvoor hy ons gestuur het. Nou ons kan nie hierdie wêreld net instorm met 'n boodskap alvorens daardie boodskap nie in ons lewend geword het nie. En dit kan slegs gebeur deur gemeenskap met God. Daar in ons binnekamer, waar ons elke dag moet wees, daagliks. Daar waar ons varsheid en krag kry om hierdie opdrag uit te voer wat die Here aan ons toevertrou het. Handelinge 1 vers 8 sê, en almal ken hierdie vers, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterstes van die aarde. Die Here het beloof om ons in staat te stel om te gaan.
Dit is sy wil dat ons op hierdie lang, onbekende en baie moeilike reis sal gaan, na vreemde mense daar buite in die wêreld. Nou vriende, hier is dalk iemand wat luister na hierdie boodskap vandag, wat tot 'n voltydse sending geroep is, miskien om 'n predikant te word. Miskien is hier iemand wat by 'n sonndagskool moet inskakel, dalk om op die kerkraad te dien. Miskien is hier iemand wat 'n ander persoon by die werk of 'n familielid of vriende moet bearbei of aan hulle evangeliseer. Miskien is hier iemand wat net iemand anders te moet nooi om hierdie dienste by te kom woon. Dit maak nie saak wat jou bedien of waar jy moet bedien nie. Die opdrag is baie duidelik. Gaan verkondig die evangelie, want dit is 'n vreugdevolle, maar ook 'n gewigtige boodskap. Dit is nou die tyd om op te hou om op hierdie moeilike moontlike probleme te fokus. Jy moet ophou om bang te wees. Daar gaan altyd hindernisse in ons lewens wees, goed wat oor ons paaie kom, maar daar is geen rede vir ons om nie te gaan nie, om nie iemand te gaan soek om die evangelie voor te gee nie. Daarom soek ons die aangesig van die Here voor ons gaan. Want Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë, en dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou aan elke wedergeborene is die opdrag gegee, om vir die seun 'n bruid bymekaar te maak. Die tyd, die plek, ons ouderdom, of selfs gebrek aan hulpbronne, is nie 'n verskoning om dit nie te doen nie. So trek nou die skoene van die bereidheid van die evangelie van vrede aan, en wees bereid om vir die Here te gaan. Wanneer jy dit doen, moet dit tot die volgende belangrike aspek oorgaan. En dit is, die dienaar was getrou in sy opdrag. Genesis 24 vers 7. Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal. Die opdrag wat die dienaar onderneem het om te doen, was iets wat baie swaar op Abraham se hart gelê het. Isak is nou al 40 jaar oud, en daar was geen teken van trou nie. Aan die einde van Genesis 24 vers 67, dan is dit ook baie duidelik dat Isak nog besig was om oor die afsterwe van sy moeder te treur. Sy moeder Sara, en sy is onlangs oorlede, as jy lees in Genesis 23, net die vorige hoofstuk. En dan Abraham was ook nou al baie oud op hierdie stadium, en hy het sekerlik begeer dat hierdie belofte wat die Here aan hom gegee het, in vervulling moet begin gaan. Want die Here het aan hom beloof dat hy deur Isak 'n baie groot nageslag sou hê. En dan hier in vers 7 dan sien ons dat die Here ook aan hom 'n belofte gemaak het dat daardie nageslag in daardie land waar hy woon, sal woon. Genesis 24 vers 10 sê dan, en die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerhande kosbare goed van sy heer by hom. Hy het klaargemaak en na Mesopotamië, na die stad van Nahor getrek. Nou ek het vroeër genoem dat hierdie dienaar in beheer was van alles wat Abraham besit het. As ons teruggaan in Genesis 15, dan sal u daar lees dat hierdie dienaar die oorspronklike erfgenaam was van alles wat Abraham besit het. Maar toe Isak gebore is, het daardie erfgenaam oorgegaan na Isak. En dit wys vir ons van die karakter van hierdie diensknegt, wat nog steeds hierdie Heer so getrou gedien het, nadat hy sy erfgenaam af moes staan aan die seun van sy dienaar. Nou hier sien ons dat hy dit wat nodig was, of sou wees vir hierdie rit of reis, geneem het uit die voorraad van sy Heer, en hy het saam met die manskappe vertrek na Mesopotamië. Nou hy het nie gras onder sy voete laat groei nie.
Hy het 'n eed afgelê en hy het getrou gebly in hierdie saak. En daarom het hy onmiddellik sy goed gepak en gegaan om die regte vrou te gaan soek. Ons sien dan ook dat Abraham die dienaar verseker het dat die Here 'n engel vooruit sal stuur. Vers 8 sê, maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is sy ontslaaf van hierdie eed aan my. Nou alhoewel daar 'n moontlikheid vir hierdie dienaar was om ontslae te raak van hierdie eed, het hy nog steeds getrou gebly aan sy Heer en hy het nog steeds sy beste vir die Heer gegee. Selfs nadat hy die regte vrou gevind het, het hy geweier om te eet voordat hy geweet het of seker was dat Rebekka bereid was of sou wees om saam met hom terug te gaan en met Isak, sy Heer se seun, te trou. Vir die dienaar was hierdie sending reis 'n ernstige saak, maar dit is niks in vergelyking met die groot verantwoordelikheid wat op ons as ware diensknegte van Christus se skouers rus nie. Ons hemelse Vader sy hart is daarop ingestel om aan Christus 'n bruid, die kerk, te gee wat vir ewig sy geliefde sal wees. Daarom gee hy aan elkeen van ons wat hy geroep het die opdrag om die evangelie te verkondig. Ons moet siele vir Jesus gaan soek. Ons moet getrou wees aan hierdie opdrag en ons moet ons beste vir die Here gee. Ons mag nooit tot rus kom en ophou om vir die Here te werk nie. Elke siel is kosbaar vir die Here en hy wil hê dat almal deel van hierdie bruid moet wees. 1 Timoteus 2 vers 4 sê dat God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Ek het dan ook vroeër genoem dat hierdie 'n vreugdevolle boodskap is, maar dat dit ook 'n gewigtige een is. Want net soos wat hierdie vrou waarna die dienaar moes soek gewillig moes wees om sy aanbod te aanvaar, al was sy die regte vrou, net so moet hierdie verlore sondaar gewillig wees. Hy moet 'n gewillige hart hê om die Here aan te neem. Nou ongelukkig het die sondige menslike natuur 'n afkeer in Christus. En dit maak die mense onwillig om hom te aanvaar. En dit is hier waar die Here se werk intree. Dit is deur die Heilige Gees wat 'n liefde in hierdie mense se harte geplant word. Dit is deur die Heilige Gees dat hierdie mense se harte vernuwe word. Die Here gaan vooruit en dan reël hy die afsprake tussen die gelowige en die ongelowige wat bearbei moet word. En daarom kan ons nie vir 'n oomblik net agteroor sit en niks doen nie. Want elkeen van ons moet getrou wees aan hierdie opdrag wat aan ons toevertrou is. Charles Spurgeon het gesê, om parels op die bodem van die see te soek is kinderspeletjies in vergelyking met die soeke na siele. Nou dit, liewe vriende, is 'n harde en 'n moeilike werk. En dit is slegs deur goddelike hulp moontlik vir ons. Moses het in Eksodus 33 vers 15 gesê, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie. Nou net soos Moses kan ons dieselfde van die Here vra. As 'n diensknegt van Christus mag jy nie vir 'n oomblik ongehoorsaam aan hierdie belangrike opdrag wees nie. Ons moet vir Christus 'n bruid na hierdie bruilof toenooi. Ja, baie van hulle gaan hierdie uitnodiging wat ons aan hulle bied verwerp. Maar die regte persoon is daar buite. En ons moet getrou wees en ons kan bring en na daardie persone gaan soek. Nou dit kan ons nie uit onsself uit doen nie en daarom beweeg ons nou oor na die voorlaaste belangrike aspek. En dit is die dienaar se vertroue was in die Here. Genesis 24 vers 21. En die man het haar stilswygend betrag om te weet of die Here sy weg voorspoedig gemaak het of nie. In die 1983 vertaling staan dat die dienaar in stilte aangekyk het.
En dit was nadat hierdie dienaar in vers 13 en 14 wat ons gelees het, tot die Here gebid het en gevra het dat daar 'n meisie sal kom om water uit hierdie put uit te trek. Hy sou dan vir hierdie meisie vra om van haar water te drink, maar dan moes hierdie meisie uit haar eie uit ook aanbied om vir die kamele water te gee. Nou volgens vers 15 het hierdie dienaar nog nie eens klaar gebid nie, toe beantwoord die Here al sy gebed. Die meisie het vir hom water gegee en sy was baie mooi, sy was gasvry en sy was bereid om vir die kamele water te gee. Nou om vir 10 dors kamele water te gee is nie 'n maklike taak gewees nie. Want hierdie kamele teen 'n gemiddeld van 75 liter water per kameel moes Rebekka redelik lank besig gewees het om met daardie klein kruik op en af te gaan om water vir hulle te haal. Dit beteken dat hierdie meisie ook redelik atleties moes gewees het. Vers 20 sê, dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al sy kamele geskep. As ons na die oorspronklike taal van hierdie gedeelte kyk, dan staan daar dat sy gehardloop het om water vir die kamele te skep. Nou terwyl hierdie dienaar hierdie meisie dophou, terwyl sy op en af hardloop na die put om water te skep, kon hy lankal 'n oordeel gemaak het en besluit het dat hierdie is die regte meisie. Maar hy het geduldig gewag. Hy het gewag tot sy al die kamele water gegee het. En toe het hy met haar gaan praat. Dan sien ons dat hy die dienaar aan Rebekka 'n goue ring, en as jy verder lees sal jy sien dat dit 'n neusring is, en 2 goue armbande gegee. In vers 23 vra hy, wie se dogter is jy? Met ander woorde, hierdie dienaar het vir haar al hierdie dinge gegee, nog voordat hy geweet het dat sy die regte meisie was, want sy vertroue was in die Here. Ons kan ook sien dat Abraham se vertroue wat hy in die Here gehad het, 'n baie duidelike invloed op hierdie dienaar gehad het. Nou daar is vir ons 'n baie duidelike progressiewe beweging in hierdie voorbeeld van hierdie getroue dienaar. Wanneer die Here aan ons 'n opdrag gee om te gaan, dan moet ons getrou ons kant bring, maar alleen deur vertroue in hom. Dit is met ander woorde ons geloof in die Here wat alles moontlik maak wat ons moet doen. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op eie insig nie. Nou hierdie vers is baie duidelik en hierdie vers is heel eenvoudig om te verstaan. Maar as ons in die praktyk kyk, dan lyk dit heeltemal anders. Wie van julle wat hier sit of na hierdie boodskap luister, het al voorheen 'n probleem of 'n uitdaging by die Here se voete gaan neerlê, net om jou 'n rukkie daarna self weer met daardie probleem te vind worstel. Mense raak ongeduldig of angstig omdat hulle die Here nie volkome vertrou nie. C.S. Lewis het die volgende vraag gevra. Hy het gevra, waarom moet ons dan elke dag van vooraf leer om God te vertrou? Het hy nie dan gister sy betroubaarheid bewys nie, en eergister en die dag van tevore nie? Paulus sê vir ons in Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in die heerlikheid van Christus Jesus, deur Christus Jesus. Hierdie is 'n wonderlike waarheid, en hierdie is 'n wonderlike belofte, en ons almal weet dit. Maar daar is dalk iemand vandag hier, wat graag hierdie woorde aan ander mense gee vir bemoediging, maar dan self begin twyfel, wanneer dinge moeilik raak op hierdie sendingreis. Hou op om jou te bekommer, hou op om angstig te raak, om paniekerig te raak, hou op om te twyfel of die Here in jou behoeftes sal voorsien. Hou op om te wonder of God dit kan doen. Hou op om die Here te bevraagteken. As jy sê dat jy glo, maar jou gedrag wys dit nie, of openbaar dit nie, dan twyfel jy in die Here. En as jy in die Here twyfel, dan bring jy hom in oneer.
1 Johannes 5 vers 10 maak 'n skokkende stelling. Dit sê, hy wat God nie glo nie, het hom tot leienaar gemaak. Niks verhoed ons om die getroue dienaar se voorbeeld te volg nie. Vertrou op die Here, bid tot die Here wat aan ons hierdie opdrag gegee het. Bid spesifiek en vertrou hom om jou weg voorspoedig te maak. En dan wag jy geduldig, want sy tyd is altyd die regte tyd. Met geloof in die Here is daar niks onmoontlik nie. Nou omdat die Here in alles voorsien, beweeg ons nou oor na die laaste aspek. En dit is die dienaar het die Here geëer. Die dienaar het die Here geëer. Genesis 24 vers 26 en 27. Toe buig die man hom neer en aanbid die Here met die woorde: Geloof sy die Here, die God van Abraham, my Heer, wat sy goedertierenheid en sy trou aan my Heer nie onttrek het nie. Wat my aangaan, die Here het my op die weg gelei na die huis van die broers van my Heer. Vroeër in die verhaal het die dienaar tot die Here gebid en 'n teken gevra, sodat hy sekerheid kan hê dat die Here guns aan sy Heer sou bewys. Onmiddellik het die Here sy gebed beantwoord toe Rebekka op die toneel verskyn het. Nadat hy hom verwonder het oor dit wat besig was om voor sy oë af te speel, het hy Rebekka geëer deur aan haar hierdie geskenke te gee. Maar dan skielik verander hierdie verwondering van hierdie dienaar in aanbidding. Hy sê geloof sy die Here. En dit is 'n uitroep van dankbaarheid en van lofprysing aan God. Hy het die regte vrou gekry en hoewel sy nog nie ingestem het om saam met hom te gaan nie, het hy die Here daarvoor vertrou. Deur sy vertroue in die Here se goedertierenheid vloei daar dankbaarheid en hy eer die Here. Nou hierdeur kom die dienaar se nederigheid baie sterk na vore. Dit is deur die Here se voorsiening dat hy die opdrag van Abraham suksesvol kon uitvoer. Hy het nie vir 'n oomblik geskroom om erkenning vir die Here te gee aan wie dit toekom nie. As 'n mens bietjie verder lees in dieselfde hoofstuk in vers 51 en 52, dan sê dit: Daar staan Rebekka voor jou. Neem haar, gaan heen, dat sy die vrou kan wees van die seun van jou Heer, soos die Here gespreek het. Toe die dienaar van Abraham hulle woorde hoor, het hy hom voor die Here neergebuig na die aarde toe. Hier kry die dienaar bevestiging dat Rebekka saam met hom sal gaan en die bruid van sy Heer se seun sal word. En nou weer eens sien ons die heel eerste reaksie van hierdie dienaar is dat hy die Here daarvoor verheerlik. Nou ek het een keer 'n persoon gehoor sê dat hy al 2000 siele gered het. Nou tot vandag toe kan ek nie glo dat iemand so arrogant kan wees nie. Want as dit waar sou wees, dan kom die eer die Here toe. Want dit is die Here wat deur ons werk en dit is die Gees van die Here wat die verlore siel oortuig. Die Here word verheerlik wanneer ons dankie sê vir die kragtige dade wat hy deur ons verrig. Ook wanneer ons in vertroue sy aangesig soek en hy ons gebede beantwoord. 1 Petrus 4 vers 11 sê: As iemand spreek, laat dit wees soos die woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. As ons die woorde van God spreek en in sy bediening werksaam is, dan is dit as gevolg van hom en daarom kry hy al die eer. Nederige mense eer die Here. Trotse mense eer hulle self. So vriende, eer die Here vir alles in jou lewe. Ons verheerlik die Here uit dankbaarheid. En dit maak nie saak watse omstandighede ons onsself in bevind nie.
Paulus sê in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18 die volgende. Hy sê, wees altyd deur, bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Nou Paulus het dit nie net vir ons gesê of neergeskryf nie, hy het dit self letterlik gelewe. As ons byvoorbeeld kyk na Handelinge 16, dan sien ons dat Paulus en Silas besig was om vir die Here te werk. En terwyl hulle besig was, het hulle in die tronk, in die gevangenis beland. Vers 25 sê dan, dat hulle selfs in hierdie benoude oomblikke gebid en lofliedere tot die Here gesing het. Die Here word geëer deur ons aanbidding. Hy word geëer deur ons lofprysing en deur ons danksegging. Die woorde wat oor ons lippe spoel, is tot eer van die Here. Hebreërs 13 vers 15, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. So geroepene, is jy gedurig besig om die Here te eer? Want die feit dat jy kan getuig van wedergeboorte, dit alleen verdien al die eer aan die Here. Ten slotte, die dienaar was nederig en getrou en hy was bereid om onmiddellik te gaan. Die Here het aan ons 'n opdrag toevertrou en dit is om na die wêreld daar buite te gaan en vir die hemelse Vader se seun 'n bruid te soek. Verder het ek gesê dat jy getrou moet wees in hierdie saak. Vir ons as geroepenes is daar 'n groot verantwoordelikheid wat op ons skouers rus en daarom behoort ons elkeen getrou ons kant te bring. Ons het gesien dat die dienaar se vertroue in die Here was. Ons as diensknegte op reis kan enige tyd met enige saak in geloof na die Here toe gaan, want hy is getrou en hy sal in al ons behoeftes voorsien gedurende hierdie reis waarop hy ons gestuur het. Abraham se dienaar het die Here wat sy weg voorspoedig gemaak het, al die erkenning gegee. En so is ons dan ook aan die Here verskuldig. Alle sukses wat ons op hierdie sendingreis bereik, moet lei tot ons aanbidding, tot ons danksegging en tot ons lofprysing aan die Here. So vriend, jy moet jou hand opsteek, want die Here wil vir jou stuur. Dit sal nie altyd maklik wees nie. Jy gaan baie keer teenkanting ervaar. Maar die Here sal jou in staat stel om te volhard. En daarom mag jy nie terugdraai voordat jy hierdie reis in jou lewe voltooi het nie. Jy moet volkome toegewyd wees en in alles getrou doen waartoe die Here jou toe sal toerus. Vertrou op die Here dat hy jou deur die Heilige Gees sal wys wie die persoon is met wie jy vandag die evangelie moet deel. Bid elke dag vir ten minste een siel waarmee jy die evangelie kan deel en gee jou allerbeste vir die Allerhoogste. Jy moet altyd nederig en volkome afhanklik van die Here wees, van sy voorsiening wees. En met ander woorde, vertrou op die Here en wees altyd dankbaar, ongeag van die toestand waarin jy jouself bevind. Eer die Here en gee aan hom die erkenning wat hom toekom. So wil jy nie jouself vandag meet aan die maatstaaf van die standaard wat daar gestel word deur hierdie dienaar wat ek aan u voorgehou het nie. Wil jy nie die diensknegt wees wat getrou sy kant bring vir die Here nie. Wil jy nie vandag die Here vertrou om jou in staat te stel vir die dienswerk waartoe hy jou geroep het nie. En wil jy nie nou die Here die eer gee wat hom alleen toekom nie. Wat is jou keuse? Wil jy 'n bruikbare instrument in die hand van die Here wees? Of wil jy maar net voorgaan om daar agter die skerms op die gemaklike Christenstoel te sit? So broer en suster, ek vermaan jou vandag om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag.
Dat U vandag nog sal begin om hierdie vreugdevolle, maar ook gewigtige boodskap te verkondig. Daar is goeie nuus oor 'n toekomstige huwelik, 'n glorieryke bruilofsfees wat daar in die toekoms lê. En dit is jou plig om te gaan en ander mense te nooi sodat hulle sal sê, ek sal ook gaan. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons hemelse Vader, ons het vandag hier uit Genesis 24 in hierdie optrede van hierdie dienaar van Abraham so 'n belangrike voorbeeld gesien van hoe 'n getroue diensknegt gaan op die opdrag van sy Heer. En ons weet dat U vir ons elkeen dieselfde opdrag het om die evangelie te verkondig, tydig en ontydig, en laat ons nooit verskoning moet hê om dit nie te doen nie. Vader, daarom bid ons nou vir die instaatstelling vir hierdie werk waartoe U ons geroep het. En Vader, laat U ons ook die onderskeidingsvermoë sal gee in die vervulling van die Heilige Gees, om te weet wie hierdie mense is, aan wie ons vandag die evangelie moet verkondig. Vader, baie dankie vir die voorreg om hierdie eerbare taak van U af te kan ontvang en vir U te kan werk. Vader, wees nou asseblief saam met ons waar ons uit mekaar uitgaan. Vader, behoed en bewaar ons vir die res van hierdie week tot almal volgende Sondag weer by mekaar kom. En Vader, baie dankie vir U liefde, U genade en selfs U lankmoedigheid met elkeen van ons. En ons bid dit alles met danksegging in Here Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan nou saam sing die slotlied en dit is Halleluja lied 232. Halleluja lied 232 en almal ken hom, is neem my lewe laat dit Heer, maar ek lees graag vir julle die derde vers en dit sê: neem my stem en laat my sing, U my koning hulde bring. Laat my mond deur U genade steeds die blye boodskap dra. Staande saam sing, Halleluja lied 232. In 'n gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees. Amen. Baie dankie.